wanneer hy uit Jesaja 40 vir ons sê, troos, troos, my volk, sê julle God, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Kom ons verenig in gebed, kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus Christus, U die Uself, Here, aan die mens kom openbaar het as 'n God wat teenwoordig is, as 'n God die medelee het met al ons swakhede, met al ons probleme, Here, met elke ding wat ons in die lewe in te maak mee het. Dankie dat U nie net 'n God is wat met ons vertoef nie, maar U is ook 'n God, Here, wat die pad self vorentoe baan. En U is 'n God, Here, wat U self kom openbaar dat selfs in die nag en deur die dag 24 uur, 7 dae, is U die God wat teenwoordig is in elke menslike omstandighede en by alle mense. 8 biljoen mense op hierdie aarde plus, en U is teenwoordig. Want U woord kom verklaar dat U teenwoordigheid vul die ganse aarde. En Here, dis waar ons kan U kom loof, eer en dank. Want selfs in ons susters se moeilikste oomblikke, Here, toe ons nie teenwoordig was nie, was U die Here teenwoordig om haar te begelei die pad waarlangs U wil hê sy moet loop. Ja, Here, U woord kom sê, ons kan nie op die hand van die vlees vertrou nie, want die mens, Here, is maar beperk tot dit wat hy of sy kan doen. Maar daardeur kom sê U vir ons, dat ons kan volkome op U die Here vertrou, kan volkome op U Here staan maak, want U verlaat ons nooit. En terwyl haar wedloop, Here, geëindig het, hier op hierdie aarde, maar voortgaan in die ewigheid, kom sê ons vir U dankie, Here, vir elke tree wat hierdie familie saam met hulle geliefde kon loop, vir alles wat hulle graag kon doen en beteken, maar ook dankie, Here, vir haar bydra tot hulle lewe, haar bydra, Here, tot hierdie gemeenskap, hierdie kerk, haar bydra, hierdie krag van die Heilige Gees. En so kom bid ons, Here, kom reinig ons harte, kom reinig ons gedagtes. En help, Here, dat dit wat U hier voorberei het, dat ons dit ten volle sal ontvang. Here, kom reinig hierdie atmosfeer en sny af, Here, wat U hier hoort nie, sodat U alleen hier verheerlik sal word. Kom dan, Olivier, gaan van sitplek tot sitplek en ontmoet ons op die punt van ons benodigde, wanneer ons dit bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die ons geleer het om saam te bid.
waren mense, Lucille is net sagge aarde mens en oor die jare heen, toe ek Lucille leer ken, ek het iemand anders geken as net Lucille in ons huis. Daar was nooit iemand anders as net Lucille nie. En ek sê vir die Here dankie vir Gerald, vir die lewe wat die Here vir hom gegee het, om al die jare, om 16 jaar met Lucille te wees. En dit was nou nie 18 April anniversary, en die 11de was het haar birthday, en die 14de was sy oorlede was nie. En ek het hom toe hy my voice note stuur 3:55 in die oggend, om vir my te sê dat sy seizure en hulle gaan nog nie bykom. Maar in 2015 het sy ek brain aneurysm gehad, en ek weet nie met aneurysm as jy navorsing doen, dan sien jy dat hulle nie baie lang lewe of hulle gewees nie daar, of hulle eigenlijk op hulle spouse verlos hulle. Ek sê vir julle dankie dat Gerald met haar bijgestaan en alles gesê was, na die operasie sê, was sy gezond, dat niks verkeerd met haar gewees nie. Sy was so deegsaam, sy het haar volle vrouwelijk, dus sy het uitgedreef. Hulle is baie lief vir uitgaan, hulle is lief vir toer, hulle is lief vir kuier, hulle is lief vir, en sy het haar plek voorgestaan. Ek was gaan kuier by hulle, wanneer ek uit Joburg uit die laag gekom, dan blijf hulle so by op weer, en dan het ek Lucille so dop gehou. Sy is so sagge aard, sy is so, you know the Bible says in 1 Peter 3 about the gentle and a quiet spirit, a humble spirit, en toe ek die my kinders vraag van Lucille, dan sê, oor die kalm ene, oor die rustige ene, en dit is die kwaliteit dat ons net van haar kan afpak. As iemand verkeerd iets van haar, ek het nooit gehoor dat hulle stry as 'n kappel. Jy weet, ek maak as daar, maar ek sê vir julle dankie vir haar lewe, en ons gee vir julle al die eer. En ek kan nie weer lees oor Lucille Michelle Titus, born Majola, to the parents of Ronald and Esther Majola. She was born the 11th of April 1983 and passed on the 14th of April 2026. She matriculated at United High Secondary School and was immediately employed by Grace Security Company and later at G4S as supervisor. She was married to Gerald Titus since 10 April 2010 till her passing. Lucille, or Silla, as her husband would call her, was diagnosed with brain aneurysm in 2015 and did very well. Always joyful, full of love, laughter, and laughter until the sad day of 14th April, when she had a seizure. She loved her husband dearly, more than words can say. There's not a week that can go between them. Whether it's rugby, whether it's match, they are always together. They were inseparable. They never alone. They always together. And I take my hat off for my brother that was always there to protect her. If the world is against her, he will be there to protect her. And she was just always full of laughter and full of joy. They were inseparable. You put it. Though they don't have their own children, they love so many children, family children that they raise, they call it community children. As a little girl, they was crying so much for Lucille because she will always have something for them. She will always have, sorry for that. She will always have bread or something for somebody in the street, the community. She will never turn anyone away. You know, she has great values, as I was saying, because she is a gentle and quiet spirit that is of great value in the sight of God. It encourages internal character. She is internally beautiful. She's beautiful, but she's also beautiful from inside. And we just not focus on the outside, but what is coming from within. And the beauty from within is great gain in the sight of God. She left behind her husband Gerald Titus, her son Joshua Peterson, her brother Wenzel Majola, brother-in-law Sean, and the entire family and friends. She will be here in
Goeiemôre allemaal. Ik groet allemaal in die wonderlijke naam van ons Jezus Christus. En dan wil ik ook dank zeggen voor die dag wat ons toegewijd is om onze zuster Lucille Titus te begaan. Ons wil ook aan die hele kerk, vrienden, families wat van verre gekomen is op deze dag. Ons kan zien dat Lucille was een bijna lieflijke mens. Vrijgevige mens, goeie hart. Ik heb altijd pas staan gehad. Zo kan die familie kan ik rustig op zien. Voor allemaal wat goed is. Baie dankie vir julle ondersteuning. Dankie vir die boodskappe wat van maandag op die dag toe sy afgestel werd, en die SMS'e en die gebedenis wat ons gekry het. Ons waardeer dit, ons wil net sê, baie dankie die ander. Blomme wat julle gestuur het, die mense wat vir ons kosse gemaakt het, wat ons werkies en takies lichter gemaakt het, wil ons ook sê baie dankie. En ons gaat ook hier dan later, as jy kan, wil ons ook hier allemaal uitnodig na 30 Ospreestraat toe. Waar jy weer is aan met ons, Gerald, en die familie kan sit en gesels, word die goeie daar, en die tye, wat iedereen van julle gehad het met Lucille. So ons wil net sê, baie dankie, van die tydjes en wat julle van. Dankie allemaal. Oh
Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n sweeftog oor die aarde, wat ek deur kruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe het Satan die Here geantwoord en gesê, heid vir heid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy verbeelde en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in die aangesig sien. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. En hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n godskerk geneem, en om daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Tot sover die Here sê sy skriflesing op elkeen van ons vraag vir Wani om vir ons oor te gaan. Alomteenwoordige God en Hemelse Vader, Here, dit word 'n gewoonte dat ons hierdie tyd op 'n Saterdag 'n geliefde moet aan die aarde terugbesorg. Vader, Here, maar hierdie was 'n besondere week geweest vir God, daar by die tydswoning. Want Vader, Here, broer Gerald het aan die voorpunte beweeg. Broer Gerald het gesprekke aangeknoop met die diakens, selfs met die families en die vriende wat onder sy arms inkom beweeg het. Here en Hemelse Meester, Here, soos ons gehoor het, Here, was sy vrou 'n besondere vrou. 'n vrou van edelsteen, 'n vrou van inborste. Maar Here, dit is wat ons verwag van ons vrouens. Soms is sy stem hard. Soms moet jy jou oor nader bring om te kan luister, wat is dit wat nou kwel. En ek dank die Here vir vrouens wat in ons lewens geplaas het, wat 'n oor het om te luister. Vader, Here, maar Here, dit is 'n moeilike plek nie. Want nou, my God en Vader, Here, moet Gerald as man een word en die lering van die vrou ook toepas. En daarom op 'n draagbaar van genade plaas ek hom by u voete, Here, dat hy die nederige, goedgesinde, forse man sal bly wat hy is. En altyd deur, Here, wanneer die omstandighede te groot word
of te moeilik dat hy u sal nader. Vader Here, hy het 'n groot portret, 'n foto van die vrou laat maak. En hy sal 'n ereplek inneem, waarna langs hy sal praat en vra, Lucie, ek is nou in hierdie situasie, wat moet ek doen? Nee, Here, soos hulle geleef het, Here, soos die Helde Blyk gesê, het hulle al saam aangepak, saam gereis, saam sport gekyk en alles saam gedoen. Nou gaan die maatjie wat langsom gesit het en waar hy met soveel gesprekke aangevoer het, nie meer daar wees nie. Maar Here, die herinneringe sal altyd daar wees. Jesus, dit sal net goeie herinneringe wees, soos dit blyk uit die week wat ons daar saam met hulle vertoef het, as ook met die Helde Blyk wat vorendag gekom het. Alomteenwoordige God en Hemelvader, dit gaan 'n opdraande stryd wees. Maar Here, wanneer die mooiheid, die bitterheid oorskadu, kan hy aanbeweeg. Maar Here, Hemelse Meester, Here, dit is soms moeilik om te besef die deernis en die hartstog wat die Here daar geplaas het tussen die twee in die vestiging van die huwelik, het tot 'n einde gekom op 'n jonge ouderdom. Maar Here, Hemelse Meester, daaruit kan hy net van die goeie wat daarmee gepaard gaan. Here, die straat gaan haar mis. Haar werk gaan haar mis. Wat uitgekom het in die geselskappe en wat jy kon luister, was daar net goeie betekenisse en goeie dinge wat vorendag gekom het. Maar Here, Hemelse Meester, April maand gaan vir Gerald 'n hoogtepunt in sy lewe wees. Want in April is hy gebore en in April is hy huiswaarts geroep. Alomteenwoordige God en Hemelvader, dit is soms mense wat naby aan mekaar lewe, wat so 'n getuienis het. En Here, ek bid en ek pleit in die naam van Jesus, soos die warmte in daai huis was, dat dit nog daar sal wees. En Here, Hemelse Meester, Here, wanneer 'n geliefde grafwaarts geneem word, dan kyk almal in die nabye donkerte wat heers, want nag is op pad om te kom. Maar Here, wanneer jy terugdraai van die graf af na julle verskillende wonings, kyk almal insluitende Gerald na die volgende sonopkoms. Daar sal hoop wees. En ek bid, o Gees van God, dat Gerald by U se voete bly. Here, dat hy die gesindheid wat hulle saam gekoester het, saam met sy kind sal deel. Sy suster het 'n baie mooi boodskap vir hom gelaat kom gee, wat hy mee kan vorentoe beweeg. Vader Here, kom nooi nou in, Here, kom en loop hierdie pad saam met ons een en elkeen, wat hier getuienis is vandag van die siel se teraardbestelling. Wat hier getuienis is, het die tyd uitgekoop het om te kon hoor van die goeie. Maar Here, Hemelse Meester, Here, 'n vol lewe, maar ook 'n lewe wat 'n draai van siekte kon maak het, maar dit, Jesus, het die aanhoor van die verskillende boodskappe en ook vanoggend se getuienis, was dat Lucie nooit gaan lê het nie. Sy het altyd deurgeveg
En met die werk wat sy gedoen het, Here, om te sien na baie mense wat werkend is, om te sien na hulle in die plek waar hulle na môre weer terug kom. Want sekuriteit werk verg soms baie. As sy dit uitgedra met die krag in die hand van ons Here. Vader Here, ek kom pleit nou dat ons nou, dat U nou van sitplek tot sitplek hier binne sal gaan. Dat U een en elkeen kalm sal maak. Wanneer eerwaarde haar boodskap lewer, heel moontlik, is daar vir my ook 'n woordjie. En ek bid, o Gees van God, dat dit vatbaar sal wees vir een en elkeen. Here, ons het uit verskillende wonings vanoggend opgekom. Heel moontlik was dit nie 'n goeie koms nie. Maar Here, dat ons hier vandaan self sal gaan met die wete, ons was gevoed. Die dinge van gister en van vanoggend is verby. Ons sien uit na 'n goeie dag. Sonskyn dag in ons lewens wat ons warm gaan maak en vergeet van die bitterheid wat die lewe soms bring. Sien die Majola en die Titus familie. Van Vader Here, ons het ervaar die week dat daar 'n gebondheid is, eenheid. En ek bid, o Gees van God, dat hulle na hierdie vandag nog altyd sal voortgaan asof niks gebeur het nie. Maar Here, die goeie vrou, die goeie nalatenskap, dat hulle dit sal koester en die weg vorentoe nog gesonder sal maak en 'n bewys vir Gerald sal wees, ons is wekker. Sien, hoe sien se werk, Here, sien haar loop op hierdie aarde en neem U haar in ontvangs en wees U vir haar God. Neem haar siel tot U, my Vader, en leer die kind vir Gerald en die breefamilie die weg wat sy bewandel het, was goed. Hulle kan maar net volg. Vader Here, kom nou en seën eerwaarde. Versterk haar, plaas U die woorde op haar tong en lippe, sodat sy net sal spreek wat U op haar hart gelê het. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. van die groter plan van God nie. Sodat ons as mens bewus kan wees dat wanneer die mens sterwe, dan definieer dit nie die persoon se verlede of die persoon se toekoms nie. Maar dit is maar net nog 'n moment in die groter lewe wat God aan die mens skenk. Sodat die dood vir ons eintlik soos 'n wekker is, 'n alarmklok. Dit is 'n wekker om ons bewus te maak, sê die Predikerskrywer, dat hierdie pad is ons elke een se pad.
huwelik. In 'n tyd waar huwelike nie meer hou nie. In 'n tyd waar die egtheid, die heiligheid van die huwelik nie meer nagekom word in die meeste gevalle nie. Sal 'n mens eintlik wonder, hoekom het die Here hierdie ding op ons broer Gerald se pad gebring? Iemand wat dan so getrou was aan sy vrou, haar familie, aan hulle familie. Hoekom het die Here so iets toegelaat? Ek weet, ek dink Job het dit ook nie geweet nie. Miskien het Job ook self gevra, waarom laat die Here hierdie dinge aan my toe? Want hy sê in hoofstuk 1 kom vertel ons, daar was net trauma in Job se lewe. Daar was elke keer toe iets gebeur, die ding het nog nie eens opgehou nie, dan kom nog 'n trauma en so het die trauma gehardloop na hom toe. Soos die branders elke keer inkom op die strand en nie ophou nie. En Job het seker ook gewonder, hoekom doen die Here hierdie leed, hierdie pyn, hierdie lyding? Hoekom bring hy dit mee in my lewe? Maar hy sien, hoofstuk 2 kom maak aan ons bekend waarom hierdie dinge gebeur. Want die woord kom sê vir ons in hoofstuk 2, die Here praat met die Satan. En die Here sê vir die Satan, ek sien jy is besig om Gerald teen my op te hits. Ek sien jou plan is dat Gerald nie meer my moet dien nie. Ek sien jou plan is dat hy heeltemal 'n ander karakter moet inneem as die karakter wat hy gehad het toe sy vrou nog geleef het. Ja, ons broer Gerald kan net so wil staan in ons broer Job se plek, waar hy ook soos Job van ouds gebid het vir sy kinders, gebid het vir hulle vooruitgaan, gebid het vir hulle verlossing, gebid het dat die pyn en die lyding moet verlig word. Hy kan net so wil in Job se plek staan, om te sê hy het alles probeer wat reg is van 'n man se kant af, om die goeie by sy vrou te bring, maar te vergeefs in sy oë. Maar die woord kom wys vir ons juis in hoofstuk 2 waaroor dit alles gaan. Dit gaan oor 'n groter plan op hierdie wêreld. Want dit maak vir ons bewus hier is 2 realms. In die eerste realm is daar 'n realm waar God alleen regeer. En dan is daar 'n aardse realm waar God nog steeds beheer uitoefen oor die dood en die lewe. Maar is 'n realm waar Satan regeer deur die mens. En sy plan is van begin tot einde dat die mens dinge op hulle pad moet kry, sodat die mens God moet blameer en weg moet beweeg van God. Die plan is dat die mens dinge op die mens se pad moet kom. Dood, tekort, siekte, sodat die mens God kan blameer, sodat die mens in die blame van God weg van God kan beweeg. Dit is die plan. God het 'n groter plan as net dit wat
ons lewe met God moet gaan. Here, die goeie, het ek wat U ontvang. En as U indink die goeie, dan kan U ook luister uit ander se monde hoe hulle U Heer gesien het. Hulle was mense wat altyd by mekaar was. Hulle is mense wat 'n diepe liefde vir mekaar gedeel het. Hulle is mense wat opreg omgegee het vir mekaar. Maar nie net vir mekaar nie. Hulle was mense wat ook aan ander gekyk het. As ons luister na die goeie, dan kan ons opreg as getuienis sê wat ons gesien het. Hoe het dit ervaar? Ja. En dit waarom dat die man so diep trek, dat sy vrou nie meer daar is nie. Want die emosie, die egtheid van sy liefde kan besteer word in sy diepe lyding en hartseer dat die Here sy maat kom vat. En dat ons dit kan vir die Here sê, ek is teleurgestel, ek is kwaad, ek verstaan nie waarom, en nou nie. Dit word toegelaat. Dit word toegelaat by God. Omdat die mens die pyn en die lyding ken. Soveel so dat jou benoudheid, jou trane kan maklik in bloed verander. So die diepe benoudheid van God self, voor die liefde vir sy volk en die leed wat die vyand wil aandoen. Sodat die vyand wil hê ons moet God blameer, sodat ons weg moet beweeg van God, sodat ons nooit die lewe, die heiligheid saam met God kan ervaar nie. En dis waarom Job sê, die goeie het ek geken, deur dit wat die Here aan my gegee het. Hy het aan my gegee, want ek het naak in hierdie wêreld gekom, en alles wat ek het, het ek by die Here gekry. As die Here dan nou kom vat, sal ek dan ook nie dit ook aanvaar nie. Net soos ek die goeie aanvaar het. Sodat ek kan nie anders dink om te sê dat die tema net so wil kan wees vir hierdie gedeelte. Die goedheid van die Here duur tot in ewigheid. My broer, die Here is goed vir u. Selfs wanneer hy u vrou kom vat, is die Here se goedheid nie afhangend van wat met u gebeur nie. Die goedheid van die Here is nie afhangend van die menslike emosie of die verskillende momente wat in die mens se lewe plaasvind nie. Nee, inteendeel, die goedheid van die Here is selfs te bespeer in ons diepste oomblikke van benoudheid. In ons diepste hartseer is die Here se goedheid nog steeds daar. In ons diepste pyn en lyding, in ons diepste teleurstelling, is die goedheid van die Here nog steeds daar. Want dit duur tot in alle ewigheid, sodat
dat hierdie moment is nie om God se goedheid te betwis nie. Nee, die momente in ons lewe wat gebeur, is om te kyk wat ons van God dink. In die tye wanneer dit met ons sleg is dit om te sien, sal ons nog steeds tot God bid in ons moeilikste oomblikke. Is dit om te sien, gaan ons nog steeds dieselfde mens wees in ons moeilikste oomblikke. Die momente is daar om ons te toets. Wat is ons waarde van ons geloof werklik waard? Sodat elke ding wat met die mens gebeur, is die duiwel daar om te kyk. Wat is u beweegrede om God te dien? Sodat my broer, as u die God geken het, wat vir u die goeie gegee het, wag om die God te ken, wanneer met die sleg. Wag om die God te ken, wanneer in die eensaamheid, net die trane, los uit die oë uitval. Wag vir die tyd, wanneer het met die sleg gaan, om te sien, wie is hierdie God, wat ons dien. Ja, Elia kan praat van die God, wat die hongersnood gebring het, maar hy voorsien iemand wat niks het nie, om vir hom elke dag 'n broodjie gaar te maak, sodat toe dit hongersnood was daar in Sarfat niks by niemand nie, maar die een wat in die hongersnood die Here gedien het, is dit dieselfde persoon wat ontdek het, die vorige dag het sy dan allerlei meel gebruik en olie. Maar toe dit hongersnood was, die volgende dag, toe is die kan weer die moeilikste oomblik in 'n land se lewe. Maak dit nie saak by God waardeur ons gaan nie. God se goedheid is nie afhangend van wat met ons gebeur nie. Amen. God se goedheid is daar van geslag tot geslag. Dat u sal dit nie nou sien nie. Maar die woord kom sê by die Here is die dae wat volg beter as die dag wat was. So dat is u dink, u het u beste jare saam met u vrou gedeel, as ons by die Here bly. As ons getrou bly, in die goeie en in die slegte dae van ons lewe, dan sê die woord, die beste dag. Sodat die goedheid van die Here sal staan wanneer met u moeilik gaan. Daar wanneer die huis leeg is, wat niemand bel nie, wat niemand weer inkom om te kom kyk hoe gaan dit met u nie, sal die teenwoordigheid as u dit toelaat van die Here u omsluit van voor, van voor tot teendeel, dit sal u nog dra deur die moeilikste tye, sodat die goedheid van die Here nog steeds in die saam met u is. En dan ter afsluiting, want jy sien, waarom is dit so? Waarom is dit so? Sodat Job en ons broer Gerald kan sê, ek
het van die Here gehoor. Ek was gehoorsaam aan hom. Ek hoor sê. Maar nou, het ek homself gesien. En ek wacht. Sodat die goedheid van die Here sigbaar vir hom toe was. Toe hy gedink dat die Here is nie met hom, het hy geweet. Op daardie moment, toe hy die Here kans gee, om hom 'n breër visie te kan gee oor die lewe, toe kom ontdek hy, hierdie Here was nog altyd daar. Hy is die God, wat nie net nou met my sal wees, maar ook die God wat my toekoms bou. Hy is die God wat my van heerlikheid sal neem tot heerlikheid, sodat ek kan ervaar dat die goedheid, die goedheid van die nou, gister, vandag en tot in alle eeuwigheid. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons ontvang die seën van die Here. Ons gaan Here, baie dankie dat U ons deur verskillende momente en oomblikke in ons lewe inneem. Maar alhoewel ons tye verander U karakter nie. Want soos U hierdie twee mense bymekaar gebring het, soos U self hulle omskei het, is U self nou, Here, op verskillende maniere ook met hulle altyd. Sodat ons broer Gerald tevrede kan wees met die mooi lewe wat U toegelaat het, dat hy met U dogter. En so kom sê ons dankie vir 'n pragtige huwelik. Dankie vir egte liefde. En dankie, Here, dat ons dan ook weet, U sal nou saam met hom verder wil. Want die goedheid van U het nie opgehou toe U ons suster kom haal nie, teendeel. U weet waarmee is U besig. En so kan ons broer U ten volle vertrou vir die pad. Trek voor hom uit, saam met hierdie hele breë familie. Behoed, bewaar, beskerm hulle. En ja, Here, dat hulle nooit hulle hand uit U sterke hand sal neem, maar dat hulle swak hand sal bly in U. En nou mag genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, dat elkeen van ons hierdie breë familie besonder saam met ons broer Gerald sal wees, totdat die Here sal kom. Thank you.
Weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag, ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, want kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet.
my God, God, Rejo, Ihan, versada, den Boden an ihr Haus, den mein Yes, no boss, yes, no An Ersa, Sader an Dankie kom sê ons vanmôre, Here, vir haar man, haar familie, haar vriende en haar bure, Here. Here, want soos ek hoor, Here, haar files was gelees. Ja, Here, net 'n goeie resultaat. Bly by haar man, Here. Verlaat hom nooit nie, Here. Here, as Gerald so alleen is, Here, moet hy koortjies sing, Here. Bly by my, Here. Ons gaan dit swaar. Bly by hom, Here. Pas sy swakke hand, Here. Dankie, Here, dat hy kom sy adres soek by die kerk, Here. Dankie vir hy salf, Here. Here, gaan ons nie verby nie. Want sonder U kan ons niks doen nie. Dink aan die tyd as familie in die Majola familie. Vra al die dinge. Jesus Christus omwille en baie dankie. Die mens uit 'n vrou gebore, skort van daar en stap van onrus. Spruit hy soos 'n blom vervel. Ook vlug hy soos 'n skadu wie hy nou nie staan nie. Ons siel wag op die Here. Want hy is ons hulp en ons skuld. Ja, hy siel is stil tot God. Van hom alleen is my leven. Ja, die Here alleen is my God. Die byt van die aarde beween. Vader, waar Here my wat as ek die wyne ons
zing ons dansen. Ons is samen. Wat ons samen die wat weet jy? Een versie net van my Friedeland verskoning. I Friedeland of corn and wine and all the reasons freely mine. Your shines and wonders forever all my night is passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, is on the highest mount I stand. I look away across the sea, where mansions are prepared for me. Here vir ons verder gaan sê neerlating van die liggaam. Terwyl dit God behaag het, na sy barmhartigheid om die siel van ons ontslape tot homself te neem.
so bestee ons haar liggaam ten grawe, aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. En die seker en vaste hoop van die opstanding tot die ewige lewe. Heer ons, Here Jesus Christus, vir hulle wat in hom ontslape is, wat ons vernederende liggaam van gedaante sal laat verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Na die arbeid kom rus. Na die worsteling vrede en na die lewe se koorsige onrus hierdie laaste. Ons gaan die diaken Clive Jacobus vra om vir ons te lei in gebed en ook sommer die seën van die Here te ontvang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Jesus, baie dankie Here. Dankie Here dat U vir ons Here weer kon verbring het, Here, hierna toe. Here, hier waar ons Here, ons siel Here terugbring waar U beloof het, is al aan die aarde teruggesom. Hemelse Vader, Here, vir ons wil ons sê baie dankie. Daar is baie om oor te praat oor ons siel en diep in besonder, Here. Dat hierdie begrafnis, dat ek die eienskap op net een die eienskap van Gerard wat getrou het aan sy vrou. Lei jou weer, Here, bewaar ons, sien die gaaf, sien alles wat vir die naam van die Vader, ontvang die seën van die Here, alles allemaal weer terug in God se vrede, nogmaals die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostvolle gemeenskap, die rus van Noah, tot in ewigheid. Amen. Familie, kom ons sing saam. Tot eer en verheerliking van hierdie vrou, jong vrou, wat ons vanmiddag hier gaan agterlaat. Kom ons luister wat sê die Here vir ons deur hierdie gesang. Luister sien. Dit is die terwyl ons die familie geleentheid gee om hulle later afskeid te doen. Sy red ons woord. Ja, Jesus. Preek vir jou vrou.
skerpste lippe, nie een fout in my stem. En neem my verwarde hande na die kamer van die troon, want my hart is koud en die trane is al droog. My siel verlang en die dors drup oor my gee. Jesus, wat ek begeer. Die wêreld kan kom, die wêreld kan gaan, maar hy sal ewig staan. Jesus, sê nog meer. My hele wese smaak na iewers. En iewers tussen my en het ek die vuur geblus. En emmer in die hand staan ek verslaan en koud. Want my keel is seer en die lof het soos die reën verdwyn. Ek moeg gesoek en nou wag ek op my God. Jesus, wat ek begeer. Die wêreld kan kom, die wêreld kan gaan, maar hy sal ewig staan. Jesus, sê nog meer. En my hele wese smaak na U. En daarom weet ek daar is geen beter plek vir my as hier by U verlange en begeerte van my hart. Want U is al wat ek begeer. Die wêreld kan kom, die wêreld kan gaan, maar hy sal ewig staan. Nie is saam, sê nog meer. En my hele wese smaak na U. Ek smag na U. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeuwe heen is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou net spring. My woorde is maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg.
weet dat U my elke lofsang hoor. Al wil twyfel die geloof in my kom smeer. Solank as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek ook veilig by jou is. My woorde is my, maar hier moet ek begin, want U alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my werk, U is my lewe. U is alles vir my, en U is genoeg, en U is genoeg, en U is genoeg. U is genoeg vir my. Met jou hart en sing wees U is alles vir my. U is die lied.